Ons gaan vanaand bietjie in Maria se skoene klim en bietjie saam met haar loop. Vanuit sy die belofte ontvang het en reg net so 'n paar verse oor Maria. Maar voor ons daarby kom, die 25ste Lisel, wanneer is die 25ste? Dit sal jy weet, né? Dis Dinsdag, want dan kry ek geld. Dinsdag. Wat Is gebeur payday, Dinsdag? is payday, John, is payday. Nee, dis Rinus se verjaarsdag. Dit ook, ja. Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. John, waartoe vat jy ons net nie spur toe nie? Dis teen my politieke siening om spur Nee, toe te ek gaan. werk Dinsdag aand. Ek moet 2 onderhoude gaan doen. Wie het jou gedag vir onderhoud, John? Ek moet onderhoude gaan doen op Dinsdag aand, so ja. Ag nee man, jou vrou kom eerste man. Alright. Nee, sy het iets beplan vir die naweek, moenie worry nie. Okay. Right. Dus as jy dit nie reël nie, sal sy haar eie verjaarsdag reël. Ja. Alright. Dinsdag is dit payday vir party van julle. Party van julle, hoe nader dit aan die einde van die maand kom, hoe kouer word jy wanneer besef jy moet weer ook betalings doen aan ander mense. Jy weet, dan mense kyk na jou. Maar kom ons praat oor pay, jou salaris wat jy kry. En net so op 'n ligte oomblik, as jy aan jou salaris of soos Tannie Wilma, as jy nou ek en Tannie Wilma se ouderdom bereik en jy kry nou pensioentjie. As jy nou aan 'n fliek se titel dink. Soos Amazing. En jy dink aan jou salaris. Hoe sal jy jou salaris beskryf aan die hand van 'n fliek se titel of 'n film, 'n movie se titel? En ek gaan begin deur te sê as ek aan my salaris dink, dan dink ek aan die fliek Gone with the Wind. Ek wil net dieselfde sê. Gone with the Wind. Alright, so ek het hom die eerste gekry. Wie is die slimste? Kom ons begin by Salome. Sy lyk die slimste vanaand. Wat sal jy sê? Hoe sal jy jou salaris of jou pensioen beskryf? Nowhere to run. Nowhere to run. Ja, dis nog 'n goeie ene. John, wat sal jy sê? Gone in 10 minutes. Gone in 10 minutes. Daar was nog so 'n fliek met die karre. 60 seconds. Gone in 60 seconds. 60 seconds. Okay, Rina, wat gaan jy sê? Gaan jou salaris beskryf? Mis voor die son. Mis voor die son. Ek ken nie so 'n fliek nie. Tannie Wilma? Nowhere to hide. Nowhere to hide. Dis 'n goeie ene. Estelle, wat gaan jy sê? Fast and Furious. Fast and Furious. Ja, hy kom vinnig en hy gaan vinnig. Briljant. Briljant. Lisel? Nee, ek dink nog. Nee, ek dink nog. Dis seker 'n ou Afrikaanse fliek. Ek dink nog. Ja. Nee, ek dink nog. Dit klink soos Marius Weyers wat vir iemand gevra het om te trou en dan sit die fliek se opskrif. Nee, ek dink nog. Okay. Marius? Myne is Superman wat 'n gewone ou gaan nie met daai salaris kan uitkom nie. Sê weer? Superman. 'n Gewone ou gaan nie met daai Superman. salaris kan uitkom nie. Wynand, wat sal dit wees? Stuart Little. Stuart Little. Anita? Ja, ek het nou so baie name. Maar die een wat Geef ek ons dalk 3. nou- Nee, ek dink die een waarmee ek sal gaan is Nothing compared to you. ag, nou het ek dit vergeet, die een wat ek wou gehad het. Maar enetjie het so wa- is nee, is weg. Wat het Wynand gesê? Maar het nie uit nothing compared to nee. Dis 'n ou fliek, wag, die naam gaan nou weer terugkom. Ek sal nou sê. The gods must be crazy. Seker so iets, ja. Dis joune. Wat is hy? Rich man, poor man. Rich man, poor man. Poor man. Ja, dis 'n Dis mooi net een. rich se oomblik as jou
geldjies En inkom. as daai tiets begin kom van die Dan sê jy aftrekorders, dan sê jy arm. het jy al teruggekom, Lisel, of is jy nog steeds Nee, nie los nou my nie? maar. Los my Richie maar. Dit klink nou soos 'n handstryd om fliek. Los my maar. Of daai Alright. storie, Annelie het eintlik nou gesê Richie Rich. Richie Rich. Ja. Ja. Alright, maar kom ons kyk bietjie vanaand. Ek het nou net voor ons begin het 'n grappie op WhatsApp gekry. Die ou huil verskriklik. He says I've just seen my salary on a pair of shoes. Ja. Daar gaan dit. Alright, kom ons kyk bietjie wat sê die Bybel. Ons kyk na Openbaring 3 vers 7 tot 8. Die stel Openbaring 3 vers 7 tot 8. Ek skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke. Kyk, ek het vir jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag, en jy het my woord bewaar, en my naam nie verloon nie. Ja, dis 'n baie kragtige vers hierdie. Enigiets in hierdie vers wat vir julle uitstaan. Ek dink daar's 'n paar goedjies wat vir my uitstaan, maar kom ons hoor eers by julle, wat staan vir julle uit daarso, iets wat in hierdie vers vir julle uitstaan? Die geopende deur kan nie toegemaak word nie. As God 'n deur oopmaak, kan niemand hom toemaak nie. Rina, jy wil iets sê? Dit was presies wat ek ook wou gesê het, ja. Okay, alright. So jy het ook nie niks gehad vir vanmiddagete. Right. Is daar nog iets wat vir julle oopmaak, uitstaan? Pastor, ek sal sê die stukkie net voor dit wat sê die heilige, die waaragtige wat die sleutel van Dawid het wat oopmaak en niemand sluit nie en hy sluit en niemand maak oop nie. Okay. So deure, al deure waardeur ek en jy wil gaan vanaand is deure wat die Here oopmaak. Dis nie deure wat ons vriende oopmaak of netwerk of dis 'n voet wat ons iewers inskop nie. Dis 'n deur wat die Here oopmaak, want dan weet ons as die Here die deur oopmaak, dan sal die deur oop bly en dis geleenthede. Is daar nog iets wat julle in hierdie gedeelte lees? In jou handel en wandel. Weet wat jy doen. Jy weet wat jy doen. God ken jou. God ken jou. Hy weet, hy ken jou omstandighede presies. Waardeur jy gaan, ekskuus, ek het my voetjie silent sit. Nog iets wat vir iemand uitstaan? Jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Dis die voorwaarde van daai deure. Wynand, ek hou van dit. Ek hou van dit. Dat as ons 'n geopende deur wil hê in ons lewe, moet ons die woord, die beloftes wat die Here vir ons gee, moet ons bewaar en ons moenie afwyk daarvan nie. Iets wat vir my opvallend is die feit dat die Here sê ek sluit 'n deur vir jou oop. Maar dan sê hy in dieselfde asem en niemand sal dit kan toemaak nie. Dit beteken, en ons kom terug daaroor wat ons laas keer gelees het in 1 Korintiërs, ek het 'n groot deur, maar daar's ook teenstand. Dit beteken dat al sluit God 'n deur oop, die feit dat hy sê niemand sal dit toemaak, dit beteken daar is magte en kragte wat dit wil toemaak. Maar dan het ons die belofte, niemand sal dit toemaak nie. Alright, nog iets oor hierdie spesifieke gedeelte wat vir julle uitstaan? Ja, ek ken jou werke. Kyk, ek het jou voor jou geopende deur gegee. En niemand kan dit sluit nie. Dit is daardie ding dat ek ken jou werke. Die Here weet presies wat aangaan. Terwyl John dit weer lees, toe kom dit net vir my uit, ek het vir jou 'n geopende deur gegee. Past tense. Dit is daar. Dis daar. God het alreeds die deur oopgemaak. Die teenstand is dalk net sodat ons nie daardeur kan beweeg nie, maar dit is daar.
Nog iets op hierdie skrif? Ons kan baie diep delf in hierdie ene. Is ons klaar met hom? Kan ons aangaan met die volgende ene? Kom ons klim 'n bietjie in Maria se skoene. En daar's 'n vegter se naam, wat is die ouetjie se naam? Driekus, wat was sy? Ekskuus tog, Swartveld? Ritter in swart. Ruiter in swart. Nou Ruiter in swart, as hy gaan veg, het hy gesê, het hy 'n slogan gebruik: ons weet iets wat hulle nie weet nie. Nou, dit wil vir my voorkom of Maria iets geweet het wat die ander nie geweet het nie. En ons as gelowiges weet iets wat die ongelowige nie weet nie. Jy weet iets vanaand, want jy die woord van God wat die ongelowige nie het of nie verstaan nie. Alright, maar kom ons kyk na die eerste teksvers. Anita, kan jy vir ons lees Lukas 1 vers 30 tot 38 asseblief? En die engel sê vir haar: moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En Ekskuus, kyk, Anita. jy sal... Ekskuus so. Onthou wat Marius verlede week gesê het. Bo die geopende deur is daar 'n bordjie wat sê dit weer, Marius? Vrede. As jy wonder of hierdie deur deur God oopgemaak is of die vyand hom oopgemaak is, die toets is, het jy vrede. Totaal en al rustigheid, het jy vrede. OK. Anita? Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Toe sê Maria vir die engel: Ekskuus Anita, kom ons stop net daar vir 'n oomblik. Maria was ongeveer so 12 jaar oud, 'n tienermeisietjie. Nou ons manne kan nie daai antwoord gee vanaand nie, maar julle meisies, julle dames, julle vroue, nie meer dames nie, julle is nou anties. Waaroor het julle gedroom toe julle 12 jaar oud was? Toe jy 12 jaar oud was, Salome, waaroor het jy gedroom? Ons mans het oor motorfietsse en rooi fietsse gedroom. Waaroor het jy gedroom? Toe net hoërskool toe gaan en groot word en uit die huis uit gaan. OK. Meisie, waaroor het jy gedroom toe jy 12 was? Oor Jeff, die buurman se seun. Nee, ek het nie. Ek het my poppe se klere self gemaak en ek het gedroom oor die volgende outfit. Ek het nie so groot drome gehad op daai ouderdom nie. Anita, kan jy nog onthou? Waar het jy gedroom? Ja, pastoor. Jy het net verbynaand in jou oë gehad en dis al. Ja. Dis al, kan jy onthou waar jy gedroom toe jy 12 jaar oud was? Dis baie lank terug, maar ek dink ook ek het nog pop gespeel, so ek weet nie of ek toe vreeslike drome gehad het nie. Miskien om 'n ligwaardin te word, maar ek weet nie. 'n Ligwaardin, OK. Right, Tannie Wilma, waar het Tannie gedroom op 12 jaar? Eers dis 100 jaar terug, maar ja, ek kan nie daai, maar ek het ook daai jare toe speel ons nog pop op daai ouderdom. Ons het nie oor, wel, nie almal van ons het oor boyfriends gedroom en sulke goed nie, nee. Ons het nog lekker buite gespeel, kennetjie en 'n King Sting en al daai goed. Ons het gespeel. Ons het nie drome gehad tot ons in hoërskool was, wat ek nie, ja. Maar soos ek sê, dis jare terug. Ekskuus Tannie Wilma, reg. Marina, waaroor het jy gedroom? Ons het sopas Komatipoort toe getrek wat baie warm was. So ek het net gedroom en gehoop ek kan leer om te swem. Alright, Estel, jy het seker gedroom jou boetie moet soet word. Ja, ek het gedink, wat se poetse gaan hulle my nou weer bak? Dit is die drome van 'n 12-jarige kind. En hier verskyn 'n engel aan haar en sê jy gaan swanger word. Wie van julle het gedroom om op 12 jaar swanger te word?
Nie een van ons, nie eens ons mans het gedroom om enigstens pa te word op daai ouderdom. Behalwe John. Right. Maar dit was buite haar raamwerk, verskyne engele en sê jy gaan swanger word. En jy gaan 'n kind kry en hierdie kind gaan die sondes van die volk verlos. Hy gaan die koning van die konings wees. Dis 'n massiewe belofte wat sy kry. En ek wil vanaand vir een van u sê vanaand, die beloftes wat die Here vir jou gee, dit klink vir jou miskien te groot. Dit klink vir jou onmoontlik. Jy sal dink, nie ek nie Louis. Maar God vertrou jou met hierdie belofte. Hierdie groot beloftes vertrou hy jou mee. En nou kom Maria en sy sê, nou soek sy 'n plan, sy het 'n droom, sy het 'n belofte, maar hoe gaan dit nou gebeur, Here? Anita? Toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die heilige wat gebore word, seun van God genoem word. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom en hierdie maand is die 6de vir haar wat onvrugbaar genoem is. Want geen ding sal... As ek voor jy by daai interessante versie kom, vers 36 sê, en Elisabeth sal ook 'n kind hê. Dis haar tannie, sal ook 'n kind hê. En ek wil dit graag noem, dat die beloftes wat God vir ons gee, is nie net vir Louis Bronkhorst nie. Die belofte wat die Here vir Louis gee, het 'n invloed op ander mense se lewens. Sink dat dit diep ingaan. Jy maak 'n verskil in mense se lewe. En die belofte waarmee God jou seën, gaan ook guns op ander mense se lewens bring. Praat met my. Ja, dis soos 'n chain reaction. En jy moet nie daai chain breek nie. Jy's deel van die ketting. Jy's deel van die ketting. Hierdie Marius wat nou in 'n Engelse kerk is, ons moet hom bietjie regkry. Alraai, jy's deel van die ketting. Vers 37, Anita. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan volgens u woord, en die engel het van haar weggegaan. Of vergeet jy nou alles wat ons vanaand oor praat. Vers 37 mag jy nooit vergeet nie. Geen ding is vir God onmoontlik nie. Geen ding is vir God onmoontlik. Sy het nou hierdie belofte gekry, en sy is nou opgewonde, en ek wil nou nie teruggaan vanaand, ek wil nie teruggaan toe die aand toe sy by die huis gekom het, en vir haar pa en ma gesê, hoorie so pa, ma, ek het goeie nuus nie. Hulle vra, wat is fout, Salome? Dink aan daai gesprek. Wat is die goeie nuus? Pa, ek is swanger. Okay. Nee, ek meen Josef en almal het hulle rug eintlik op haar gedraai op Netflix vir julle wat nog vasgevang is in die TV. Onthou julle die pastoor het gepreek oor die TV en die boosheid van die TV. Is daar 'n fliek Mary? Hy's nie heeltemal op die Bybel gebaseer nie, maar julle kan hom loer as julle dalk kans kry, kan julle 'n bietjie loer na, is op Netflix, né? Netflix. Kan julle loer na. Alright. Nou het sy 'n belofte gekry. En ewe skielik, wat is die teken as jy swanger is? Jou ore word bak, né? Haar ore word bak en haar liggaam verander en ja, daar kom nou 'n magie uit en so voort. En nou gaan sy vir haar tannie kuier, vir Elisabeth kuier. Lisel, jy kan of ons lees hierso vanaf vers 41 af. Met die geluid van Maria se groet het die kindjie in Elisabeth se skoot beweeg en Elisabeth is met die Heilige Gees vervul.
Sy het met 'n harde stem teenoor Maria uitgeroep: Jy is bo alle ander vroue deur God geseën en jou kind is geseënd. Sy kom hier by die hoofpriester, of die priester se vrou, haar familie van haar, en ewe skielik skop Johannes hier in sy ma se maag. En die belofte word bevestig. Die belofte wat sy ontvang het, jy gaan swanger word nou bevestig. Want die Here het gesê, deel van die beloftes, Elisabeth sal swanger word. En Elisabeth is nou swanger. En baie keer ontvang ons 'n belofte van die Here, en nou kom die Here en hy bevestig hierdie belofte. Maar hierdie goed is bitter belangrik. Want as die belofte getoets word, as daar teenstand kom, moet jy altyd die bevestiging en die belofte onthou. Kyk, enige opinies en enigiets wat julle wil sê omtrent hierdie teksvers? John? Nee, ek is reg, Louis, dank. Ja. Byna? Dis reg, dankie. Mr. Brits? Nee, dank so aan die bevestiging, maar ek weet nog nie wat ek al van dink nie. Maar iets steek my vas op die bevestiging. Ja, ek weet Salome is so, sy hou daarvan om 'n vliesie so nou en dan bietjie uit te gooi. Salome, as ek verkeerd is, moet jy vir my sê, maar jy hoor iets wat jy moet doen, of jy ervaar iets wat jy moet doen, maar jy soek 'n bevestiging. En hier kry Maria bevestiging. Maar ek wil nie ons moet kom by ek het 'n geopende deur, maar daar's teenstand. Ek wil nie ons moet kom by die toets, die teenstand. Ek wil nie ons moet daarby kom. Rina, vir ons Lukas 2 vers 6 tot 7 lees. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Kom ons fokus bietjie op daai laaste paar woorde. Omdat daar geen plek in die herberg was nie. Okay, nou praat ek bietjie met Annelie en met Anita en Salome. As 'n mens hoogswanger is en dis amper tyd vir 'n bevalling, dan is jy gemaklik. Jy's shananas, soos John sal sê. Hoe dit gevoel om swanger te wees op die laaste? Baie bad. Ekskuus tog? Ek sê baie bad. Sleg. Bad? Was sleg geweest? Anna? Ek het baie warm gekry. Dit was baie ongemaklik. Okay. Hulle het nou vir hoeveel dae het hulle gery? Anita, Bethlehem toe was 2 of 3 dae het hulle op 'n donkie gery. Ek dink nie As ek swanger mens vrou. weet ek gesê 40, so pastoor sal seker beter weet. Maar ek dink nie dis die gemaklikste vir 'n swanger vrou om agter op 'n donkie seker te ry ver nie. Hoeveel dagreise nie. Salome, hoe het jy gevoel met die swangerskappe op daai laaste? Wel jy wil eintlik nou hê dit moet nog net verby wees. Dat jy die babatjie kan vashou. Ja, maar pastoor, onthou sy was ook nou 12 jaar oud, so sy het nou nie haar lyfie kan dit seker maar hanteer het. Onthou, sy het geen ervaringskennis gehad nie. Dit is haar eersteling, né? Dis haar eersteling. Ja, ja. Maar sy John, jy was onthou? donk. Ja. Sy het nog nie geweet van gevare nie. Ek dink 'n ouer mens word, as jy ouer word, gaan jy nie kinders wil hê nie, want dan gaan jy weet van al die gevare. Right. Maar die punt is wat ek wil maak. Marius, onthou jy toe jou ma swanger was met jou daai laaste paar oomblikke? Baie benoud geweest, maar ja. Ja, jy onthou dit, okay. Right. Dis al wat ons mans van dit weet, nou Wynand, is daai laaste paar oomblikke toe ons maas met ons swanger was. Maar hier kom hulle nou in Bethlehem. Sy die belofte en sy die bevestiging. Maar wragtig, nou daar iets gebeur met die logistiek. Nou is daar nie plek in 'n herberg.
Dit is spesifiek hier in die Bybel ingesit, sy het hom in 'n krib gelê, want daar was nie plek in 'n herberg nie. Dames, hoe sou julle gevoel het? Jy sou seker Josef se hare uitgetrek het. Hoekom het jy nie booking.com of iemand gekontak en vir ons plek gekry, dat ons ten minste 'n plek kon kry vanaand nie, of gereël het en ek meen ek is swanger en nou wil ek die babatjie is nou op pad. Dink julle sy het dit ervaar as teenstand? Ja, sy het waarskynlik. Maar onthou hulle het gevlug. So dit is ook 'n geval van as jy in barensnood is, jy nie om hoe, waar en wanneer dit gebeur nie, dit moet nou net gebeur. Ja. Maar ek glo ook dat aangesien die belofte aan haar gemaak is, het sy waarskynlik gehoop dat dit meer gerieflik sou verloop. Ja, veral omdat dit God se kind is. Dis nie sommer net enige kind nie. Dis nie net 'n kind, ja. Maar dink julle nie? Sjoe, ek wil nou iets sê en dan gaan julle nou, dan gaan die skerm nou swart word. Nie julle nie. Nie julle nie. Baie gelowiges dink omdat hulle kinders van die Here is, moet altyd alles regloop. En as dit verkeerd loop, dan is God nie meer lief vir my nie. God het my vergeet. Nie julle nie, moenie loop nie, moenie loop nie, moenie loop nie. Maar baie gelowiges, as die teenstand kom, dan draai hulle amper hulle rug op die Here. Jy weet, is dit werklik 'n belofte gewees? Maar sy het vasgehou aan die belofte en die bevestiging. Sy het vasgehou daar. En onthou wat ons gesê het van die begin af, dis die beginsel. Daar's 'n geopende deur, maar daar's ook 'n aanslag, daar's teenstand. En die vyand gaan daarop uit om twyfel te saai. Anita, praat met my. Ja, ek stem saam, pastoor. Hy gaan uit om twyfel te saai. En ek moet vir julle sê, as ek in Maria se skoene was, ja, dis opgewondenheid, die babatjie word gebore. Maar ek sou gewonder het, hoekom in 'n krib? Ek meen, dis die koning van die konings. Die tapuit moes uitgegooi geword het, en nou word hy gebore in 'n krib. Ek dink 'n ma wil altyd die beste vir haar kind hê. En nou in 'n krib word hy gebore. Dis ongemaklik. Dis tussen die diere en wat ook al, soos die prentjies wat ons nou maar ken. Alright, iemand nog iets sê oor hierdie vers? Ek wil net sê, ek dink, nadat, ten spyte van alles wat pastoor nou probeer uitbeeld het, dink ek, het sy tog vrede ervaar. Hoekom? Want dit was, sy het daai belofte gehad, en die profete voor die tyd, Jesaja het alles dit geprofeteer, al lank voor dit, presies hoe dit sal gebeur. En sy het iets geweet, wat die ander nie weet nie. Ek moet sê, pastoor, ek kry dieselfde gevoel. 'n 12-jarige meisietjie kry 'n engel wat vir haar sê jy gaan swanger word en jy gaan 'n pragtige kind baar. Jy het nie nodig om te worry of hy gaan 10 tone en 10 vingers hê nie en of hy gaan reg wees nie. Jy het 'n goeie belofte gekry. So ek dink sy was so naïef op daai stadium gewees dat alles net gaan goed gaan, sit nie omgegee wat en waar gebeur nie. Ek bedoel, die deur is oopgemaak vir haar. Sy moet net instem. Onthou wat het John nou gesê van Openbaring aan die begin? Of het was Wynand, Wynand was jy gewees, wat gesê het, hulle het sy woord bewaar. As die teenstand kom en die winde teen jou waai, bewaar die woord, bewaar die belofte. Right, sy is gebore, die skaapwagters kom, die wyse manne kom, en toe gebeur daar iets anderster in hulle lewe. Het jy vir ons Matteus 2 vers 13. Toe gebeur daar iets anderster in hulle lewe. Kom ons kyk wat sê Matteus 2 vers 13. Die lig is bietjie swak hierso. En Abraham sê vir Isak, dit staan in ons Bybel nie.
Na die vertrek van die sterrekundiges verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê: "Staan op en vlug met die kindjie en sy ma na Egipte toe. Bly daar tot ek vir jou sê om terug te kom, want Herodes gaan die kindjie probeer doodmaak." Ek wil hê julle moet hierdie paradoks sien, hierdie teenstrydighede in hulle lewe. Die kindjie word gebore, dis nie ideaal om in 'n krib geboorte te skenk nie. Nou kom die wyse manne, sterrekundiges, die wyse manne, hulle bring hulde soos aan 'n koning. En nou word die belofte weer, kan ek sê, bevestig in jou lewe. Hy's die koning van die konings. Maar dan kom daar 'n boodskap: Herodes gaan die kinders doodmaak. Nou moet ons weer vlug. Ek ervaar dit wanneer mense baie keer 'n belofte van die Here ontvang, is dit nie altyd maanskyn en rose nie. Het ek gevries? Ons wou gehad dit klaar maak met die sin. Is dit nie altyd maanskyn en rose nie. En dan kry jy so inspuiting en dan dink jy, okay, nou is ek op die regte pad. Nou gaan dit skop, dis op boomloop en dan tref die volgende ding en dan nou moet ons vlug Egipte toe. Hoe ervaar julle dit? Klink so Suid-Afrika. Vlug. Daar word ons het vandag gehoor in die kerk dat daar 50 kinders 'n dag in Suid-Afrika ontvoer word. Kinders nie mense. Mense ontvoer word vir ransom. Dis 'n realiteit, Wynand, dis 'n realiteit. Dis hoekom moenie jou vrou laat sy mall toe gaan met jou kredietkaart nie. Moenie laat hulle gaan alleen. Dis net 'n ligte noot. Dis net 'n ligte noot. Alraai. Nou moet hulle vlug. Ons praat van die teenstand. Die teenstand, Marius? Baie keer dan val jou moed in jou skoene. Eers mos nee, jou moed val in jou skoene. Ja. As dinge nie lekker reg loop soos wat jy gedink het dit gaan loop nie, of soos wat jy geglo het jou belofte sê nie. Maar net om dan 'n bietjie moed te hou en nie op te hou glo nie. Ek dink dis die belangrike ding. Moenie ophou glo nie. Hou aan glo. Ek stem 100%. Ekskuus tog, Lisel. Kan ek 'n vraag vra? Jy's welkom. Weet die vyand watter beloftes ons kry? Of hoekom is daar teenstand? Ek glo hy weet. Hy weet. Ek dink soos ons die beloftes onthou, hy kan nie ons gedagtes lees nie en hy kan God se gedagtes nie lees nie. Maar ek meen daar was 'n gesprek tussen haar en Josef, daar was 'n gesprek tussen haar en haar ouers. Jy weet, sy het begin praat, sy het met Elisabeth begin praat. En die vyand, en ek sê nie ons moet oor ons beloftes praat nie. Lisel, dis 'n baie diep vraag wat ek nie dadelik 'n antwoord het nie, maar ek sê nie ons moet oor ons beloftes praat nie. Al wat ek sê, baie keer moet ons versigtig wees met wie ons drome deel. Want mense kan jou drome steel. Hulle kan jou beloftes steel. Mens moet versigtig wees daarvoor. So, maar ekskuus, ek gaan jou nou kans gee, Marius, maar die beginsel is, as God iets gespreek het, en ek meen, onthou nou toe die engel met Maria gepraat het, was dit net hulle twee nie. Die bose geeste was ook in die lug. Hulle het ook gehoor, die engel sê, jy gaan swanger word en jy gaan 'n kind baar. En ewe skielik kom daar in die onderwêreld 'n opskudding. Ons moet seker maak Jesus word nie nou gebore nie. Ons moet seker maak hy word doodgemaak. Marius? Ek het ook nou daaraan gedink, toe Maria die belofte gekry het, was dit gespreek gewees, wat ander mense kan hoor, maar toe hulle moes wegvlug, is dit iemand nie vir hom hardop gesê hy het 'n droom gekry om weg te gaan. Laat die bose nie kan hoor nie. Baie goeie gedagte. Yes. Alright. Nog iets oor hierdie ene kan ons. Alright. So Maria het 'n belofte ontvang, Maria het bevestiging ontvang, Maria het teenstand ontvang en Maria moet vlug ter wille van die belofte. En soms moet ons vlug. Ons moet vlug partykeer van menslike opinies af oor 'n belofte wat die Here gekry het. Maar nou kom ons by 'n geleentheid waar Maria die belofte
verloor. En dis die gedeelte wat vir my seker die belangrikste is. Moenie jou beloftes wat die Here vir jou gegee het, verloor nie. Kom ons kyk gou-gou. Hierso Lukas 2 vers 41, Salome asseblief. En sy ouers was gewoond om elke jaar met die Paasfees na Jerusalem te gaan. Jy kan maar aanlees vir ons. Okay, Jy kan lees tot by Openbaring 22, is reg? Ekskuus, ek het nou net Lukas. Ekskuus, ek gaan nou net die res kry, ekskuus man. Moet ek 42 ook lees, nê? Nee? Ja, lees tot, ek dink is tot so 5 tot by 45 of 46. Okay. En toe hy 12 jaar oud was, het hulle volgens die gebruik van die fees na Jerusalem opgegaan. En nadat die feesdae vir hulle verby was en terwyl hulle teruggaan, het die kind Jesus in Jerusalem agtergebly. En Josef en sy moeder het dit nie geweet nie. Maar omdat hulle gedink het dat hy by die reisgeselskap was, het hulle 'n dagreis ver gegaan en hom onder die familie en onder die bekendes gesoek. En toe hulle hom nie vind nie, het hulle teruggegaan na Jerusalem en hom gesoek. En na 3 dae het hulle hom in die tempel gevind, terwyl hy in die midde van die leraars sit en na hulle luister en hulle uitvra. En almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy verstand en sy antwoorde. En toe hulle hom sien, was hulle verslaap, en sy moeder sê vir hom, kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het jou met angs gesoek. En hy sê vir hulle, waarom het u my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? En hulle het die woord wat hy aan hulle gegee het nie verstaan nie. En hy het saam met hulle gegaan en in Nasaret gekom, en hy was hulle onderdanig. En sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. En Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en genade en by God en die mense. Dankie Salome. Soms gebeur dit dat as gevolg van teenstand en gevolg van wat ook al, dat ons die beloftes en die woord van die Here verloor. Dis hoekom dit so belangrik is as jy ooit 'n profesie of 'n woord kry, dat jy dit opskryf. Dag en datum en dit neerskryf. Maar waar het hulle Jesus gevind? In die tempel. In die tempel. So as jy op 'n plek kom dat jy voel, ek het my belofte verloor, keer terug na God toe. Draai om, keer terug, draai om van jou pad af, keer terug na die tempel toe wat God verteenwoordig, gaan terug na God toe. Gaan hervestig, kry nuwe bevestiging op jou beloftes. Ek sien gesigte wat frons, ek sien hande onder kennebakke, praat met my. Ja, ek stem weer saam, pastoor. John? No. Yeah, it was just amazing. He was just a normal boy. He wasn't almighty or anything. He was just a normal person. He was normal, but also abnormal, omdat hy vir hulle begin leer het. Hy het die wyse manne geleer. Maar dan kom daar 'n tyd dat die teenstand, jy het 'n geopende deur, maar dan kom 'n tyd dat die teenstand so groot word dat jy dink hierdie belofte en hierdie woord wat jy gekry het sal nooit standhou nie. Dink en ek glo dit is baie moeilik om 'n geliefde te verloor. Dink aan my eie lewe om 'n geliefde te verloor. Net om 'n hond te verloor is baie moeilik. Maar ek dink vir 'n ouer om 'n kind te verloor, veral op 'n wreedaardige manier soos wat Jesus gesterf het, moet verskriklik wees. Dit moet ek dink nie daar's woorde om 'n ouer hart te beskryf as jou kind deur so iets gaan nie. Ek dink gister toe daai
vliegtuig geval het hier by Saldanha, in Impala, toe dink ek wonder as sy ouers daar was, hoe sou hulle gereageer het? Om te sien is net alles is op in rook. Alles is weg, daai en is weg. Kom ons kyk wat sê die Bybel in Johannes 19 vers 25 tot 27, Lisel. Naby die kruis van Jesus het sy ma se suster en Maria die vrou van Klopas en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy ma sien en die liefling disipel wat by sy ma staan, sê hy vir haar: "Vrou, daar is u seun." Daarna sê hy vir die disipel: "Kyk, daar is jou ma." Van daardie uur af het die disipel Jesus se ma by hom aan huis geneem. Wil iemand waag om Maria se emosies te beskryf toe sy daar by die kruisiging gestaan het? Dink julle dat dit deur haar kop geflits, die engel het aan my verskyn? Daar was bevestiging. Die wyse manne het al hierdie wonderwerke gedoen. Kom aan, praat met my. Ek dink tog Jesus het aan haar verduidelik dat dit is wat gaan gebeur en dit is wat moet gebeur. So sy het geweet dit is die regte ding wat gebeur, maar die emosies daar agter was, ek dink, ondraaglik. Maria het iets geweet wat die ander nie geweet het nie. Wat het sy geweet? Jy het iets gesê? Wat het Maria geweet? Ek was baie bald hierdie week en gesê dat sy het geweet. Hierdie is nie die einde nie. Jy sien, baie keer sien ons met ons fisiese oë en ons sien die kruisiging, ons sien die dood. Maar wie sê God sê dis die einde? Iemand wat vandag kan gaan, Rina, Lukas 1 vers 55. Lukas 1 vers 55 asseblief. En amper gaan ek. Hierdie was Maria se lofsang. Lukas 1:55. Soos hy tot ons vaders gespreek het, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Okay, Lisel, lees hom in jou vertaling ook asseblief. Want hy het ons voorvaders beloof, vir Abraham en sy kinders, om vir altyd goed te wees teenoor hulle. Here, u beloof om altyd goed teenoor my te wees. Was die kruisiging goed vir Maria? Nee, dit moes iets vreesliks gewees het. Dit moet afskuwelik gewees het. Afskuwelik. So sy het geweet, die God wat ons aanbid, dit sal ten goeie uitwerk. Dit sal ten goeie uitwerk, punt. Wanneer jy jou asem hier op aarde uitblaas, is dit nie die einde nie. Dis die begin van 'n nuwe lewe. Okay, stel, lees vir ons Johannes 20 vers 9 tot 16 asseblief. Johannes 20 vers 9 tot 16. Want hulle het nog nie die skrif verstaan, dat hy uit die dode moes opstaan nie. En die disippels het weer huis toe gegaan. Maar Ekskuus, kom ek stop jou. Ekskuus, stel. So, hulle het nie geweet wat Maria geweet het nie. Hulle het nie verstaan toe Jesus gesê het, hulle sal die tempel afbreek en ek sal hom in 3 dae opbou nie. Hulle het nie daai verstaan nie. En hulle het huis toe gegaan. Moenie te vroeg ophou nie. Hou vas aan jou belofte. Jy's amper daar. Moenie te vroeg ophou nie.
Die disippels het huis toe gegaan. Jesus is nou dood. Okay, so dis 'n boek wat nou verby is 'n of dis 'n hoofstuk wat verby is, hy's nou dood. Alraai. Stel. Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en geween. En terwyl sy ween, buig sy na die graf toe en sien 2 engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar: "Vrou, waarom ween jy?" Sy antwoord hulle: "Omdat hulle my Here weggeneem het en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie." En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agter toe en sien Jesus staan. En sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar: "Vrou, waarom ween jy? Wie soek jy?" Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom: "Meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem." Jesus sê vir haar: "Maria." Sy draai haar om en sê vir hom: "Rabboni," dit beteken meester. Dankie, Stel. Ek wil hê die woorde moet vanaand insink in jou gees. Maria het iets geweet. Wat het sy geweet? Sy het geweet, dit kan nie by die teenstand eindig nie. Dit sal goed eindig. En miskien staan jy by jou geopende deur en jy sien die drake en jy sien al hierdie demone en hierdie magte wat teen jou veg. Dit gaan nie daar eindig nie. God is groter as die teenstand. Jou bewaarder slymer of slaap nie, die bewaarder wat jou deur oophou volgens Openbaring. As God 'n deur oopgemaak het, kan niemand dit keer nie. Tessa, fluit. My storie is uit. Alraai. Salome, enige iets wat jy wil byvoeg? Ander ding is wat Maria ook geweet het wat niemand anders geweet het nie in die begin, is dat die Heilige Gees het haar swanger gemaak en nie 'n man nie. Al het mense nou dit later geglo, almal het dit geglo, maar in die begin het hulle nie. Wel, tot vandag toe glo die mense dit nog steeds. Ja. Verstaan. Ja, sy het geweet daar was nie 'n man daar nie. Net 'n vrou en 'n vrou alleen weet of daar 'n man by haar was of nie. En sy weet daar was nie 'n man. Dit was hierdie belofte wat sy gehad het, wat sy hom vasgehou het. Dit kan nie hier eindig nie. Maar sê, iets wat jy wil sê? Anita? Nee, pastoor. Net dat julle tyd is nie reg daar agter nie. Batterye. Wynand, iets wat jy wil sê? Speechless, pastoor. Nee, dankie. John? Weet jy, toe Jesus nou gekruis is, was sy maar 45 jaar oud. Ja. Jy weet, dit was swaar gewees het. Maar soos Anita gesê het, die Here het van die begin af gesê presies wat gaan gebeur. Dit was nie vir haar, dit was nog vir haar hartseer, maar dit was nie vir haar nuus nie. Rina, iets wat jy wil byvoeg? Dit is ook net opvallend vir my gewees dat toe Jesus klaar gekruisig het, het sy hom heeltemal direk aangespreek as meester. Sy het direk besef dit is nou volbring as ek het haar belofte is nou volbring, want sy het hom in die wêreld ingebring. Hy is gekruisig en sy het direk oorgegaan na meester, nie my kind of enige iets nie, meester. So sy het direk geweet
dit is nou volbring, ook in haar lewe, die kind is nou, wat die engele vir haar gesê het. Amen. Die belofte is nou volbring. Pyk opgetel, pyk opgetel. Estel, iets van jou kant af? Ek is reg, dankie. Tannie Wilma, iets van Tannie se kant af? Ek is reg, dankie Louis. Lisel? Ja, dankie, ek is reg. Marius? Ek dink partykeer dan gee ons vinnig op as iets verkeerd geloop het in die belofte wat jy gekry het. Ja, Maria was hartseer geweest en sy het 'n bietjie tyd gegee. En toe het sy die vreugde ontdek van Jesus is agterhalf, staan nou hier voor haar. En baie keer dan is ons net 'n bietjie haastig, dalk 'n bietjie ongeduldig. Jy wil nou sommer nou iets anders nou gaan draai. Net so 'n bietjie vasbyt. Jou geluk is nie ver af vanaf nie. As jou deur oop gegaan het, is jou deur oop. Dit gaan alright wees. Hou net so 'n bietjie vas. Weet julle wat, ek stem 100% saam Marius vanaand. En dit is dat jy weet vanaand iets. Jy het beloftes van die Here ontvang wat ons nie van weet nie. En miskien dink ons jy maak 'n dom move. Maar jy weet wat is jou beloftes wat jy van die Here ontvang het. Hou vas aan daardie beloftes. Ek het nou vandag so 'n bietjie deur die Nuwe Testament gescan. Daar's net 'n paar plekke wat Maria gepraat het. Maar een plek waar sy gepraat het en ek wil dit as 'n advies vanaand vir ons voorhou. Anita, Johannes 2 vers 5. Advies. As Maria iets vanaand vir elkeen van ons kon gesê het, wat sou sy gesê het, Anita? Johannes 2 vers 5. Sy moeder sê vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. Net wat God vir jou sê, dit moet jy doen. Al is die teenstand hoe erg, net dit. Amen. Goed. Kom ons kyk na gebedsversoeke. Wynand, enigiets daar by jou? Ja, ek dink is alright. Veiligheid en dankbaarheid is maar vir ons altyd 'n probleem. Daaroor. Anita? Ja, was dit? Ja, daar's 'n meisie in die skool wat eintlik al verlede, sy's graad 9 verlede jaar gewees, maar sy's eintlik al uit. Sy het 'n 1 in a million siekte gekry en dis nog ongoing. Maar haar sussie is matriek. So dit raakie, die sussie vreeslike oulike dogter. En die sussie sy kan nou nie skool gaan tot hulle nou nie haar gesondheid nie. Die meisie se naam is Kiara. En dan net eintlik maar die hele gesinnetjie. Die ma, hulle het nou geland in die Kaap. Hulle gaan nou weer terug vir 'n operasie. Dis 'n groot ding. Hulle moet haar het 'n bone eating virus wat hele verhemel te weggeet het en hulle die been moet nou groei weer daar, maar die been gaan nou dood en nou gaan hulle die tonge aan die verhemel te vaswerk vir bloed toevoer. Dit is baie traumaties vir haar. Maar ook vir almal en dan spesifiek vir Madison wat nou matriek is hierdie jaar. Met hulle aan die opdra. Ons bid vir Kiara. Enigiets vir jou, meisie? Nee. Salome? Ek sou graag as net Rennerspleis wil asseblief op die brave staande hou asseblief. Ja, terwyl ons praat van Reinhardspleis, Lisel, Renike, het gisterand so ietsie weer gelees op Facebook wat haar ma geskryf het. En net soos ek geskryf het, kan ek lees, jy verstaan. Ek dink hulle is nou daar waar hulle vlug na Egipte toe. Hulle raak moeg, jy weet, oor die hele ding. Jy kan so tussen die lyne lees, hulle het begin swaar trek. So ons bid vir daardie familie. Tannie Wilma? Ek is reg, dankie Louis. Net dankbaar.
So saam met Tannie dankbaar, John. Ek is reg, dankie Louis. Thanks my vriend. Rina, reg. Estelle? Dat ons net sal vashou aan die belofte wat die Vader vir ons gegee het. Al is dit hoe moeilik, dat ons net vashou daaraan. Ons moet net vashou, my sussie, ons moet net vashou. Ons dink aan Lisel se oupa. Lisel, hoe gaan met oupa? Hy's okay, hy's maar 'n bietjie swakkerig, maar hy's okay. Hulle moet besluite neem, maar dit sal eers in April gebeur. Ons bid vir hulle. Ons bid vir sy gesondheid. Meneer Brits? Ek dink vir geduld en die wag 'n bietjie. Jy praat soos of jy 'n getroude man is. Geduld en wag 'n bietjie. Die kos is nou klaar. Nog eens 'n bietjie. Ja. Daar's 'n mooi een oor daai wag 'n bietjie, Marius. Is daar's 'n doringboom, Wynand. Die wag 'n bietjie doringboom, né? En as jy verby hom loop en daai doring haak jou en jy besluit net ek loop, dan vat hy 'n stuk van jou klere saam. Nou wag 'n bietjie, as hy jou gehaak het, dan moet jy stop. Teruggaan en hom uithaak en dan loop jy verder, anders het jy winkelhaak in jou klere. En ja, mens moet so 'n bietjie wag 'n bietjie. Wag 'n bietjie. Goed. John, will you pray for us, please? Lord, we thank you for this evening. Lord, please be with us as we go into this next week. Guide us and help us. And Lord, let our ears be open so that we can hear you. Let our heart be open so we can receive it, Lord. And Lord, let us not use our own ways. Let the devil not interfere with what you have in our lives for us. And Lord, we thank you and we need you. Amen. Baie dankie. Dankie dat julle vir mekaar omgee. Dankie dat julle vir mekaar bid. Dankie dat julle wonderlike klomp mense is. Lief vir julle. Julle moet lekker slaap. Ja. Bye. Lekker vakansie. Bye. Bye. Bye.